Het jy al regtig jou lewe oorgegee? Ek kan sien hoe julle sit en dink, ag wie is sy nou, wat weet sy? Maar luister nou vir my baie goed. Het julle al regtig die pad saam met God gestap? Het julle al so volledig aan hom oorgegee, dat julle net op hom vertrou en nie op mense nie? Het jy al regtig die Gees ontvang? En weet jy wat dit is of wat dit beteken om geroep te wees? Nou hierdie boodskap is nie vir mense wat net speel met hulle geloof nie. Dit is vir diegene wat weet, roeping is 'n verantwoordelikheid. Ek sien dit al te dikwels hoor. Mense kom na my toe en sê, asseblief verstaan my net reg of ek wil jou net raad gee. Laat ek nou met julle reguit en eerlik wees en laat ek nou vir julle raad gee. Jy kan nie vir my raad gee oor my roeping nie. Jy weet nie wat dit is om daardie pad te stap nie. Jy weet nie wat dit is om alles op te gee vir gehoorsaamheid nie. Jy ken nie die trane in stil nagte nie. Dink aan Moses. Hy het gedink hy is nie genoeg nie, maar God het gesê, ek sal met jou wees. Nie mense nie, God. En Samuel, jong onervare, hy het net gesê, spreek Here, want u dienaar luister. Dis die verskil tussen praat en luister. Ek praat oor my roeping, nie jou opinie nie. Ek aanvaar nie advies van mense wat nie self gehoorsaam was nie. Ek deel nie om jou ego te voed nie. Ek staan vas in God se wil. As jy nie verstaan wat dit beteken om geroep te wees nie, moenie inmeng nie. Maar ek vat dit ook maar met 'n knippie sout van diegene wat hulle self besig hou met die bose op TikTok lives. Jesaja 43 vers 1 tot 2 sê, moenie vrees nie, want ek het jou verlos. Ek het jou op jou naam geroep, jy is myne. Hy roep jou op jou naam, nie mense nie, God. Galasiërs 1 vers 10 sê, soek, Galasiërs 1 vers 10 sê, soek ek nou die guns van die mense of van God? Ek soek God se, nie mense se nie. So, ek sê dit met liefde, maar ook met fermheid. As jy nog nie alles aan God oorgegee het nie, moenie my kom leer oor roeping nie. Want jy sal dit eers verstaan as jy self deur die vuur gegaan het. Ek weet wie my roep. Ek weet wie my lei. En al sit jy daar en rol jou oë, dis reg, God sien jou ook. As jy nog nie alles oorgegee het nie, dan het jy nog nie begin nie. Vir die lesers wat hiermee kan relate, gaan kyk na my vrae daar op Spotify. Ek post hierdie op Spotify, op TikTok en op Facebook. My vraag is, het jy al regtig jou lewe aan God oorgegee? En dan gaan kies julle sommer daar tussen die twee antwoorde. Die nommer 1 is ja, ek leef in volle oorgawe, of 2 is nee, ek hou nog vas aan my eie planne. Julle, dankie vir die luister. As julle my nog nie volg nie, as julle hierdie sien op TikTok, my linktree is in my bio, gaan kyk daarso, gaan volg my op Spotify. As julle dit op Facebook sien, ek sit sommer die link van Spotify in die beskrywing van die post. Lekker aand vir julle, chat soon.